Alright, maak vir my asseblief die Bybel oop by Romeine 14. Romeine 14. So die van julle wat vir ons kom kuier, ons gaan vers vir vers deur die Bybel. Dis wat ons doen. Ons gaan ons vat verse en ons vra onsself, as ons die skrif lees, wat beteken dit? En so ons is heidaglik besig in 'n studie in Romeine en op hierdie stadium gaan ons vanoggend Romeine 15 doen, maar ek wil hê jy moet begin in Romeine 14, want dit is waar ons basies altyd ons konteks kry. So in Romeine 14 het ons gesê dat hy begin vir ons Romeine 14 en hy bring vir ons amper al vir die verskil tussen iemand wat sterk is in geloof teenoor iemand wat swak is in geloof. En onthou die direkte konteks wat jy sal sien in die begin van hoofstuk 14, praat hy spesifiek van vleis eet. So hy sal sê vir die een ou wat sterk in sy geloof is, eet alles, en 'n ou wat swak is in sy geloof, eet net groente. Ons het gepraat oor die konsep van dit was vleis gewoonlik wat geoffer was aan afgode, en dan het hulle daai vleis dan in 'n mark verkoop, en jy het by die mark aangekom en jy het vleis gekoop en jy was nie seker of vir wie was hierdie vleis geoffer en of hierdie vleis geoffer was of wat ook al die geval mag wees nie. En so van die ouens het besef, maak nie saak of ek hierdie vleis eet of nie eet nie, dit het geen impak op my geloof en in my identiteit in Christus nie. Ander ouens het gesê, nee, maar omdat ek net onseker is, het ek net groente geëet. En so daar was die verskil gewees tussen hierdie groep mense. Daar was van hulle gewees wat alles geëet het en van hulle wat net groente geëet het. En Paulus noem hulle een wat sterk is in geloof, wat alles eet, en iemand wat swak is in geloof en baie wankel in sy geloof en daarom eet hy net groente. En so dit was die gesprek gewees, en dan bietjie later dan praat hy verder en dan sê hy, en vir die een ou vat al die dae wat daar is en hy neem elke dag in ag en sê elke dag is belangrik. Die ander ouens allokeer net 'n spesifieke dag om te kan sê, as ons kerk toe gaan, moet ons op 'n Saterdag kerk toe gaan, want dit is die Sabbatdag. En die volgende ou sê, nee, jy kan op 'n Sondag kerk toe gaan, want dit is die dag van die Here, dis die dag wat Jesus opgestaan het, en dit is die dag wat die Christene bymekaar gekom het, was 'n Sondag gewees, en so ons moet op 'n Sondag kerk toe gaan. En so nou begin daar ouens wees en hulle worstel oor die idee, watse dag moet ons gebruik, en moet ons feeste gaan bywoon, en hy sê vir die ou wat enige dag as dieselfde ag en ewe belangrik ag, jy is sterk in jou geloof, en die ou wat worstel oor hierdie dae is swak in sy geloof. En so dis wat hy gedoen het, is hy het vir ons hierdie konteks gebring tussen sterk in geloof en swak in geloof. En toe het ons onsself gaan sê dat daar is sekere goeders wat ek en jy as Christene vandag beleef, en dit voel vir jou partykeer jy's onseker oor mag ek sekere goeders doen en mag ek sekere goeders nie doen nie. Nou, daar's 'n basiese riglyn wat ek vir jou wil gee, en ek recap vir jou. En ek sê vir jou, daar's 'n basiese riglyn. As jy wil weet of ek iets mag doen volgens die woord of nie, hierdie is die 5 beginsels wat jy gaan volg. Nou, ek wil vir jou sê, ek weet jy gaan nie hierdie lys by jou hê nie. Jy gaan nie hierdie ding, jy kan nou 'n foto neem, jy kan 'n screenshot doen as op YouTube kom, jy gaan hierdie lysie hê nie. Hierdie goeders moet binne in jou hart geproses word. Okay, so die eerste vraag wanneer jy ooit met 'n keuse gaan opkom, is jy vra jouself nommer 1, wat sê die Bybel hiervan? So met ander woorde, dis altyd jou eerste vraag, is wanneer ek gekonfronteer word met iets, wanneer iemand vir jou sê, "Jesus, maar hoorie, gee my so 'n bietjie geldjie so, dan gooi ek vir jou 'n bietjie werk aan die kant toe." Die oomblik wanneer jy jouself die vraag gaan vra, is dan sê jy, "Wat sê die Bybel hiervan?" En dan as jy onseker is, kom ons sê jy gaan soek iets en jy gaan kyk in die Bybel en jy vra vir Google en jy vra vir Chat en jy vra almal, wat sê die Bybel oor hierdie? En hy sê vir jou, daar is nie 'n vers wat gaan oor dit nie. Dan het jy 'n krisis. Dan gaan sit jy op die bank en jy gaan kyk 'n movie en jy raak rustig. Nee, dis nie waartoe jy gaan nie. Wat gebeur is jy gaan begin eers en jy vra jouself die volgende vraag. So, nommer 1, wat sê die Bybel? Nou as ons sê die Bybel, nou onthou daar sekere beginsels en ons het hieroor gepraat. Ek doen net 'n recap. Sekere reëls gaan altyd so bly soos in die Ou Testament. 10 gebooie is deel van die morele wette van God. Wat beteken? Hierdie wette is in plek want dit is deel van die karakter en die natuur van God. En so daar sekere wette wat die Ou Testament vir ons sê wat ons tot vandag toe sal doen. Moenie moord pleeg nie, moenie steel nie, moenie lieg nie. Daar sekere goeders wat daar is as reëls en hierdie reëls bly standvastig
Want ons God se karakter en sy natuur is van so 'n aard dat ek nie daai reëls kan breek nie. Ons kan nie nou skielik ander gode bo God gaan dien nie. Ons kan nie daai goed doen. Ons noem dit die morele wette. Met ander woorde, as ek en jy in die Nuwe Testament gaan kyk, dan lees ons 'n klomp gedeeltes van mense wat verkeerde goeders doen en dan sê hy, hierdie mense gaan nie die koninkryk kry nie. En dan kyk jy en dink jy, nee, ek val daarom nie in daai kategorie nie. En dan lees jy net weer 'n ander lysie en hy klink nie dieselfde as die eerste lysie nie op 'n ander plek in die Nuwe Testament en hy gebruik 'n hele paar ander goeders. Want die Nuwe Testament gee nie vir jou 'n lys nie. Hy gee vir jou 'n beginsel. Hy sê vir jou dat daar is morele wette en ek moenie oor hierdie morele wette trap nie. En ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee, 1 Korintiërs 6. So as jy jou Bybel het by Romeine 14, blaai vir my sommer ook terug na 1 Korintiërs 6 toe. 1 Korintiërs 6 vers 9 gee vir ons 'n voorbeeld van so tipe lys. Nou hoor mooi, hy gaan praat oor enkele van die goeders wat binne in die morele wette was. Hierdie is nie die volledige lys nie, maar hy praat vir jou van iets spesifiek, vir iemand wat die morele wette konstant oortree. Sê hy iets spesifiek. So 1 Korintiërs 6 vers 9. Hy sê, weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie. Laat julle nie mislei nie, geen hoereerders of afgoddienaars of egbrekers of manlike prostituie of mans met ander mans intiem verkeer of diewe of geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. So was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. So hy kom en hy praat met die Korintiërs en hy sê, hier's 'n klomp mense wat nie die koninkryk van die hemel gaan ingaan nie. Hoekom nie? Want dis mense wat die morele wette van God ignore. Dis sekere goeders wat ons sal klassifiseer as sonde en hulle soos maar ons kan nie worry nie. En so dis wat gebeur. Jy het 'n groepering van mense wat nie hulle harte vir die Here gee nie en hulle bly leef in dit en hy sê daai mense gaan nie die koninkryk van God beerf nie. So dis wat hy vir ons sê en hy sê vir julle Korintiërs, sommige van julle was dit, maar ek is dankbaar dat julle skoon gewas, julle vrygespreek. Selfde met ons wat vandag hier is. Klomp van ons het in daai lyn geval. Klomp van ons was deel van dit gewees. En nou is ons vrygespreek deur Jesus. En so dis wat hy vir ons sê. So ek en jy gaan vra altyd onsself die vraag. As ek iets wil doen of nie wil doen nie, dan vra ek myself die vraag, wat sê die Bybel? Nou as die Bybel nie spesifiek daaroor praat nie. En dis nou waar ons nou begin kom en ons vra onsself die vraag, hoe hanteer ek hierdie goeders? Hoe hanteer ek sekulêre musiek luister? Onthou, sekulêre musiek is musiek wat nie die Here verheerlik nie, dis nie Christelike musiek nie. Hoe hanteer ek sekulêre musiek luister? Hoe weet ek of ek mag movies kyk of nie? Hoe weet ek of ek mag langarm dans of nie? Wat sê die Bybel? En dan sê ons, maar die Bybel praat nie van hierdie goeie spesifiek nie. En so dan is daar 4 beginsels wat daarna volg. So die eerste ene wat jy altyd jouself vra, nommer 1, wat sê die Bybel? Die tweede ene wat ek en jy vir onsself gaan vra, en hierdie gaan hy vir ons gaan nou die versie lees daarvoor, is nommer 2, is dit goed vir my? Is wat die Bybel vir jou gaan vra. Ander vertaling sal sê, is dit nuttig of is dit voordelig vir jou? So dis die tweede ding, is ek vra myself eerstens, wat sê die Bybel? En as die Bybel niks sê daarvoor nie, dan vra ek, is dit wat ek nou gaan doen goed vir my? En die tweede ding wat hy vir ons in dieselfde vers gaan sê, is hierdie verslawend? Dis wat hy vir my gaan vra. So dis hierdie eerste 3 verse. En kom ons lees daai eindste 1 Korintiërs 6 wat ons nou net gelees het. Ons het gelees tot en met vers 11 toe. So was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was. Julle is geheilig en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Vers 12. Jy kan dalk sê, ek mag nou enige iets doen. Ek is mos nou skoon gewas. Ek mag nou enige iets doen. Maar ek sal daarop antwoord. Hier sê hy as Paulus, hier is my antwoord. Nie alles is vir jou goed nie. Selfs al sê ek mag enige iets doen, mag ek my nie deur enige iets laat verslaaf nie. So met ander woorde, as ek weet of ek iets mag doen of nie,
Dan vra ek nommer 1 is, wat sê die Bybel hiervan? Nommer 2, vra ek, is hierdie ding wat ek doen goed vir my? Nommer 3, is ek verslaafd aan hierdie ding of gaan hierdie ding my in 'n verslawing inlei? Dis wat ek gaan vra. So dis die eerste 3 vrae wat ek gaan vra. Die volgende vraag, die 4de vraag is basies eintlik ons volgende vers is in 1 Korintiërs 10. So blaai vir my na 1 Korintiërs 10 toe. En 1 Korintiërs 10 gaan vir jou dieselfde ding gee oor is dit goed vir jou? Hy gaan nou net 'n ander woord gebruik om te sê is alles nuttig vir my. Maar dan die volgende ding wat hy gaan vra en dis die 4de ene, is hierdie wat ek nou gaan doen opbouend vir iemand anderste? Gaan dit wat ek doen iemand afbreek of gaan dit hulle opbou? En ons lees dit 1 Korintiërs 10 vers 23. Dan sê hy, julle sê alles is ons geoorloof. Ander woord is alles is toelaatbaar of alles is aanvaarbaar. Ja, maar nie alles is tot voordeel nie of nie alles is goed vir jou nie. Dis het ons oor gepraat. Alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouend vir almal nie. So met ander woorde, ek vra myself die vraag en ek sit weer vir die eerste 4 op. So wat sê die Bybel? Nommer 2, is dit wat ek nou doen, gaan dit goed wees vir my of gaan dit sleg wees vir my? As dit sleg gaan wees van jou, moenie dit doen nie. Die volgende ene, is hierdie ding verslawend of is hy nie verslawend? As ek nie verslaaf gaan wees in hierdie ding nie en hy is goed en die Bybel sê niks daarvan nie, dan kan ek dit doen. Maar dan kom die volgende ene, is hierdie ding besig om my op te bou vir ander en dan die laaste ene is voel dit vir my verkeerd. So as ek kan sê die Bybel sê niks daaroor nie, goed of sleg, dit het geen impak op my nie. Dit is nie verslawend of nie verslawend nie en dit gaan nie noodwendig ander afbreek of opbou nie en dan word die vraag, maar is dit vir my verkeerd? En dis waar ons by Romeine 14 gaan uitkom. So spring vir my terug nou na Romeine 14 toe. En Romeine 14 het hy vir ons nou heeltyd gepraat en onthou sy voorbeeld wat hy gebruik het, was die verskil tussen die vleis eet en nie vleis eet nie. Dit was die idee gewees tussen elke dag heilig ag versus 'n spesifieke dag heilig ag. En so dis waar hy hierso gaan gesels en dan kom hy vir ons en hy sê vers 14, ek weet, ja ek is in die Here Jesus daarvan oortuig dat niks van self onrein is nie. As iemand iets egter as onrein beskou, dan is dit vir hom onrein. So nou kom hy sê, as die Bybel niks daarvan sê nie. Onthou nou, ons het nou nie gepraat nou van die morele wette nie. Hy sê, van die res van die goeters, soos die vleis eet of die dae, as die Bybel nie spesifiek praat oor sekere goeters, wat spesifiek verkeerd is nie, dan sê hy, glo ek alles is toelaatbaar. Maar as dit vir jou verkeerd is, moenie dit doen nie, want dit gaan net so goed so sonde wees. En so dit was sy konteks gewees. So hy gee vir ons hierdie 5 goeters. So wat sê die Bybel? Is dit goed vir my? 1 Korintiërs 6. Is dit verslawend vir my? 1 Korintiërs 6. Is dit opbouend vir ander? 1 Korintiërs 10. En voel dit vir my verkeerd? Romeine 14 vers 14. So daai is 'n goeie riglyn vir jou, dat wanneer ek vir myself sê, as ek en jy in 2026 iets besig is om te doen, en jy wil jouself vra, mag ek hierdie doen of mag ek dit nie doen nie, daai is die lysie wat jy vir jouself gaan vra. Is ek ernstig vasgevang in een van hierdie goeters? En die oomblik wanneer jy sien, maar hierdie ding is verslawend, dan moet jy verstaan, jy gaan moet stop met daai ding. Want dis wat die woord vir ons sê. So dis die basiese beginsel. Nou onthou, dis net recap. Dis wat ons gedoen het tot op nou toe. So Romeine 14 was dit sy hart gewees. Nou moet julle onthou, as ek en jy nou wil verstaan waartoe ons volgende gaan, moet jy eers net bewus wees van hoe selfsugtig is jy. Wie van julle is bewus dat jy selfsugtig is? As jy nie jou hand opsteek nie, lieg jy, okay? Ek steek 2 hande op, ek besef ek is baie selfsugtig. En terwyl ek gaan kyk het na hoe selfsugtig ons is, toe gaan doen ek bietjie navorsing oor hoekom is ons so selfsugtig en hoekom leef ons nie so maklik vir ander mense nie. En toe ek dit doen, toe besef ek hoe verskriklik baie redes daar is dat ons selfsugtig is. So ek gaan vir jou 'n lys gee. Daar's 7 goeters wat hulle sê dit maklik maak vir my en vir jou om selfsugtig te wees. En as jy eerlik is met jouself, mag jy dalk 'n paar van hierdie ouetjies in jou lewe hê vandag. So kom ons gaan kyk gou vinnig. Nommer 1, waarna ons gaan kyk, die lewe
vanuit my perspektief. So ons begin nou, as ons begin met 'n lewe vanuit my perspektief, dan besef ons, jy begin gewoonlik en jy leef asof dinge vir jou moeilik gaan. Dis rof. Ek kom van die werk af, ek het 'n harde dag gehad en dit was konflik geweest en dit was chaos geweest en nou kom ek by die huis en nou is ek daarso en ek verwag almal om my moet spring want ek het 'n rowwe dag gehad en ek neem nie in ag dat my vrou het ook 'n rowwe dag gehad nie en dat die kinders het ook 'n rowwe dag gehad nie. En ek meen hulle het konflik ervaar en hulle het verneder gevoel by die skool en hulle kom by die huis en hulle is chaos. En dan kom my vrou by die huis en sy konflik aanvaar, maar dit maak nie saakie want ek is moeg. Jy weet nie wat se dag het ek gehad vandag nie. En het jy al agtergekom as jy so operate, is jy lus om te gee van jouself. Is jy lus om te dink, Jesus, dit was so 'n rowwe dag. Kom ek kyk hoe kan ek my familie dien. Is dit wat gebeur? Nee. Ons is selfsugtig. Ek het julle gesê, daar's redes vir hierdie selfsug. Dit gebeur. Nommer 2. Hy begin met die spanning verminder empatie. Hoe meer spanning jy ervaar, hoe minder kan jy voel wat ander mense voel. En onthou nou spanning in homself, as ons praat van kortisol, die ding wat losgemaak word in jou liggaam, die oomblik wanneer jy spanning kry. Korttermyn kortisol is goed vir jou. So wanneer jy in 'n situasie is wat jy skrik, of as jy in 'n situasie is wat baie spanning op jou kry, help kortisol jou om te fokus. Dit help jou om te reageer, dit help jou om in 'n oomblik 'n krisis te hanteer. Maar die oomblik wanneer kortisol baie lank in jou stelsel is, dan begin jy negatiewe effekte hê. So konstante spanning in jou lewe maak kortisol lank. Nou daar's slimmer ouens wat hierdie goeders baie beter kan verduidelik, maar iemand wat hoog in kortisol in jou lewe konstant ervaar die irritasie. Jy ervaar die angs, jy ervaar die aggressie. So jy is vir 'n hele week lank is jy by die werk onder druk en die baas is op jou keus en die finansies is onder druk en alles gebeur en is die hele week lank en as jy by die huis kom is jy in 'n general toestand van irritasie. Wie van julle het dit al gevoel? Nee, ons voel dit, dis kortisol, dis daai konstante spanning. En as jy te veel van daai konstante spanning het, dan gaan hy jou heeltyd in 'n slegte atmosfeer sit, in 'n slegte by sit. Iemand wat kortisol het en kortisol gaan laag, dis hoë kortisol is tens. Laag kortisol sit jou in 'n depressie in. Dit sit jou daar in daai ding dat jy kan nie konsentreer nie. Jy's konstant moeg, jy's lus vir niks. Jy kry nooit nêrens te energie nie. Dis die konstante spanning en dit voel vir jou dit is besig om jou lam te maak en al die energie uit jou uithaal. Dis wat kortisol doen. En dan in die proses onderdruk kortisol serotonien. En serotonien is die happy hormoon, die ding wat jou te laat lag en 'n goeie tyd hê. En so nou wat gebeur is kortisol druk daai dood en skielik besef jy het 'n leefstyl van spanning en irritasie en jy is moeg en jy het niks lus vir niks nie. En as jy so voel, hoeveel van julle is opgewonde om mense te dien? Dit is dit was so spanningvol geweest. Ek voel ek kan knaag deur hierdie hout. Hoe kan ek vir jou koffie maak? Hoe kan ek jou dag vir jou beter maak? Ag kindertjies, kom ons kyk of ons geduld kan hê met julle vandag. Nee, nie selfsugtigheid. Alles wat in ons opstaan in daai oomblik is selfsugtigheid. Daai is nommer 2. Is rof. 'n tekort mentaliteit. Ons leef baie keer met daar is nie genoeg nie. Ek dink een ding wat vir my toe ek die goudvelde ingekom het, die ding wat my die meeste gevang het, en ons noem dit die goudveld of die welkom mentaliteit. Salarisse hier is nie dieselfde as Joburg nie. Die kliënte hierso is nie genoeg nie. As daar nog 'n maatskappy is wat oopmaak wat ons dieselfde het doen as ons, dan raak ons bang, want wat gebeur is as ons kliënte soontoe gaan. Dis wat kerke doen, dis wat gebeur as jy my mense steel. Dis wat gebeur as iemand anders te begin kom by die werk en hulle stel iemand aan en hierdie ou werk hard en jy wonder, Jesus, maar gaan hierdie persoon my werk vat? Gaan dit gebeur dat ons nie ons pryse kan kry nie, want mense het nie geld nie.
Daar is tekort, daar is heeltyd 'n tekort en so ons vind veral in jou corporate settings dat mense begin cutthroat raak, is die Engelse term. Dis asof mense mekaar se kele wil afsny. Want daar's te min. En ek kan onthou en ek het al vir julle die storie vertel. Ek het ek meen toe ek begin studeer het, was daar een ding vir ons as studente ingesit is jy dupliseer jouself. So jy vat al jou skills en jy leer dit vir die volgende persoon. En toe ek begin as 'n graphics designer, toe het ek al my skills gevat en binne 'n junior graphics designer ingesit het, totdat ek gehoor die baas sê, maar kom ons fire vir Jean, ons kan daai ou doen al dieselfde werk vir helfte die prys. En skielik begin jy worstel en sê, "Jesus, maar daar's te min. Daar's te min. Ek gaan nie my geld kry nie, ek gaan nie my salaris kry nie. Ek kan nie en nou begin ek selfsugtig word. Want in daai oomblik worstel ek met alles in my. Hoe gaan ek nog steeds hierdie jong ouetjie ontwikkel? En dis wat gebeur. Is die oomblik wanneer jy 'n perspektief het van daar is te min. Die oomblik as daai perspektief val, begin ons selfsugtig raak. Begin jy terughou. Jy begin skielik kom op 'n punt om te sê, wat kan ek kry en wat kan ek hou? En ek gryp alles bymekaar en ek probeer net beskerm wat ek het. Want ek het te min. En so die te min mentaliteit, die tekort mentaliteit, maak altyd dat ons op 'n plek gaan wees waar ons selfsugtig is. Die volgende, ons vergelyk onsself met ander mense. So jy kyk na jou huis, en ek kyk na jou huis, en jou huis lyk baie mooier as my huis. En dan sê ek soos, ek bly vir jou. En jou bakkie is baie cooler as my bakkie. Nou, kom ek vra jouself, nou jy dink dalk, ag ja, ek worry nie regtig oor hierdie goeders nie. Wanneer laas het jy in jou hart gevoel om geld vir iemand te gee? So nou ek weet jy het nou al by die Kaagaard verbygegaan, vir die Kaagaard 'n paar rand gegee. Daar's baie keer 'n boemelaar of iemand wat swaar trek. Wanneer laas het jy vir iemand geld gegee wat 'n beter bakkie as jy ry? Wanneer laas het jy vir iemand geld gegee wat 'n mooier huis as jy het? Wat se kinders meer gedissiplineerd as joune is? En dan besef jy, sodra iemand meer as jy het, dan hou jy terug. Ons raak selfsugtig. Ons weet dit. Ons gee voor dat dinge beter gaan met my. En ek meen weer eens, dis hoekom ons gaan kyk na almal se foto's op Facebook oor hulle vakansie. Niemand fight op hulle vakansie nie. Niemand huil op hulle vakansie nie. Almal is happy en doen alles saam. Dis amazing. By ons is dit 'n konstante fight. Ek wil gaan supertubes ry, ek wil nie gaan supertubes ry nie. Ek wil ry nie, ek wil nie ry nie. Ek wil bly nie, ek wil gaan. Ons het konstante fight. Maar net by ons. Julle vakansie is amazing. Dis wat gebeur. Dis die oomblik wanneer ek begin uitkyk na wat om my aangaan en ek voel almal se goedes gaan beter as myne, dan raak ek selfsugtig. Ek raak selfsugtig. Nommer 5, die ek verdien mentaliteit. Ek verdien dit. Hierdie sien ek in huwelike, vernietig huwelike op strepe. Ek verdien om gewaardeer te word. Ek verdien iemand wat my liefhet. Iemand wat my aanvaar nes ek is. En ons het hierdie perspektief dat ek verdien, mense moet vir my gee, ek moet happy wees. En as gevolg daarvan, en omdat ons heel in die begin gesê, dat jy het hierdie konsep, dat jy is die enigste ene wat moeg is, jy is die enigste wat in 'n krisis beleef, nou verdien jy skielik die wêreld. En as ek sit en dink aan my en my vrou se spanning wat ons beleef het met ons eerste kind, ek meen, ek beleef dit nou nog as trauma, maar die blote feit is, hulle sê daar is 'n rede dat jy getortureer word met te min slaap. Dan is ek moeg en sy is moeg en dis 'n dik bek vir mekaar en dan moet ek kom preek op 'n Sondag. Dis minder lekker. Maar wat gebeur is, iewers te slaan daai ding oor, is ek verdien beter. En wanneer ek beter verdien, dan is jy nie genoeg nie.
En ek soek, en ek soek, en ek raak selfsugtig. Die volgende ene, 'n vrees vir misbruik. Ons wil nie misbruik word nie. En op grond daarvan sal ek energie insit, maar jy beter dankbaar wees. Want as jy nie dankie sê nie, jy sal nie glo nie. Sy het nie eers dankie gesê nie. Weet sy wat het dit gekos van my? Of as iemand jou inchip. Ek het 'n opinie gehad en toe ek kon nie eers klaar gepraat het nie. Toe chip hy my in. Hoe durf hy? Wat gebeur is ons leef met die idee dat die wêreld is daar om jou te misbruik. Nou hoor mooi, ek verstaan daar is definitief gevalle van mense wat ander mense misbruik. En ek verstaan dat daai mense is nie supposed om jou te misbruik nie, maar op grond van hierdie het ons 'n algemene gevoel dat ons nie wil betrokke raak nie, want ons is bang mense misbruik ons. En dan is daar van julle wat jy is regtig baie verantwoordelik en jy werk verskriklik hard. En vir een of ander rede kry almal dit reg om hulle werk vir jou te gee. En jy doen almal se werk vir hulle. En dan sê niemand eers vir jou dankie nie. En jy voel misbruik. En wat gebeur? Ons raak selfsugtig. Ons trek in. Ek sal nie weer laat iemand my so hanteer nie. Ek sal nie weer dat iemand dit sê nie. Ek sal nie weer dat hierdie goeders en skielik begin ons agterkom hoe vinnig ons selfsugtig raak. En dan net dat die laaste ene is onmiddellike bevrediging. Ons leef in 'n era wat onmiddellike bevrediging, die immediate satisfaction of gratification, dit wat ek kan kry, so intens is dat ons net nie meer energie het om ander mense te help nie. Want hoe voel dit as jy voel, ek het net nog R2000 oor in my rekening en die Here sê vir jou, gee die R2000 vir die ou met 'n mooier bakkie as jy. En dan is jy net soos, dis nie lekker nie. Kom, ek gaan koop eerder 'n roomys. Dit kan ek doen met R2000. Ek kan baie roomys kry vir R2000. En skielik begin ek agterkom dat daar soveel goed wat werk, wat my en vir jou in 'n plek sit, waar ons so vinnig selfsugtig raak. Nou, ek het myself gesien in hierdie lys. Wie van julle kon jouself iewers op hierdie lysie sien? Wie van julle lieg tot nou toe? Steek jou aan. Okay, so ons besef ons word selfsugtig. En ons is selfsugtig. Ek meen in ons hele wese is ons selfsugtig. En een ding wat sielkunde en die Bybel oor saamstem, is dat die primêre manier hoe ons hierdie selfsugtigheid breek, is 'n standvastige identiteit. Die Bybel gee net vir ons 'n goeie riglyn oor hoe lyk ons identiteit. En so dis wat Paulus doen. In baie van Paulus se briewe doen hy dit. En hy het dit vir ons gedoen in Romeine. Romeine 1 tot en met Romeine 8 het hy konstant vir ons gesê, wat is ons identiteit? Hy het gepraat oor Jesus en wat het Jesus aan die kruis gedoen en hoe dit 'n uitwerking het op ons verhouding met Jesus. So hy bou vir jou 'n identiteit gebaseer op Jesus. Want die oomblik wanneer ek en jy jou identiteit in Jesus kry, dan gaan hy oor in Romeine 12 in en hy sê jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. En dis wat hy vir ons doen. Romeine 12, Romeine 13, Romeine 14, Romeine 15 is hy sê vir ons dat ons moet ons naaste lief hê. Hy doen dit in Efesiërs. Efesiërs 1, 2 en 3 gaan oor jou identiteit. Efesiërs 4 begin oor hoe ek en jy doodgaan in onsself en ander mense oplig. Hy doen dit vir ons in Galasiërs. Nou Galasiërs is 'n uittrapbrief. So dit vat hom baie lank om uit te kom op daai punt toe, maar die eerste 5 hoofstukke of die eerste 4,5 hoofstukke wat hy doen is hy praat oor jou identiteit, wie jy is, hoe jy jouself moet sien en hoe jy jou identiteit moet vestig in Jesus. En dan hier by Galasiërs 5 vers 13, dan sê hy nou draai jy na mense toe. En jy moet mense begin dien. Jy moet mense begin lief hê. Hy doen dit vir ons in Kolossense 1 en Kolossense 2, praat oor die identiteit, Kolossense 3 gaan oor hoe hanteer jy mense.
Filippense is 'n boek wat mense bemoedig. En so hy's heeltyd besig om hierdie mengsel in te sit, maar Filippense 1 gaan oor identiteit, Filippense 2 gaan oor hoe gaan ek begin leef en mense te dien. En so nou het Paulus vir ons in Romeine 14 het hy vir ons gepraat oor die ene wat sterk staan in geloof en die ene wat swak is in geloof. En terwyl hy besig is om oor hierdie te praat, gaan hy vir ons oorskuif na Romeine 15 toe. En hoor wat sê hy vir ons Romeine 15. Romeine 15 begin vir ons met die volgende. Hy sê, ons wat sterk staan in ons geloof, het 'n plig teenoor gelowiges wat sukkel om te glo. Met groot geduld moet ons hulle bystaan in hulle swakhede. Ons kan nie net doen wat ons gelukkig maak nie. Elkeen van ons moet uit ons pad gaan om ons naaste gelukkig te maak. Ons is hier tot voordeel van mekaar. Ons moet sorg dat dit wat goed en reg is in hulle lewe gebeur. Ons moet sorg dat hulle geloof sterker groei. Hoor wat het gebeur as hy praat teen ons selfsugtigheid. En hy sê daar gaan 'n punt wees wanneer jy wat sterk is in jou geloof saam met iemand gewees wat swak is in hulle geloof. En wat jy moet doen is jy moet hierdie ouens in geduld saam met hierdie ouens se pad stap om te groei en sterk te word in hulle geloof. En jy gaan dit net kan doen as jy nie selfsugtig is nie. En jy gaan ophou selfsugtig wees as jy jou identiteit standvastig in Jesus kan maak. En so ek en jy kan deur 'n hele Romeine studie gaan en ons kan 'n klomp inligting hoor vanaf hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, hoofstuk 4, 5, 6, 7, 8. En jy kan wegstap en jy kan sê, ag, dit was nice gewees. En die boek toemaak en jy op jou bedkassie sit en dis verby. En ek sê vir jou, jy gaan net so selfsugtig wees soos voordat ons hierdie Romeine studie begin het. Maar as jy Romeine vat en ek sien 'n vers en ek pas hierdie vers toe en ek vorm my identiteit. Hoe meer ons identiteit vorm in Jesus, hoe meer word ons soos Jesus en hoe minder selfsugtig word ek en jy. So dat teen die tyd wanneer ons hier kom en jy kom by iemand wat voel dat jy moet op 'n Saterdag kerk toe gaan, het jy nie nodig om te stry nie. Jy het nie nodig om te gou-gou te gaan chat vra, hoe kan ek vir hierdie ou sê hy's verkeerd nie? En skielik besef ek dat wat ek nou kan doen, is ek kan hierdie ou ondersteun en ek kan saam met hom journey om op 'n punt te kom sodat hy ook sterk in sy geloof kan wees. Dis wat hy sê. Hy nooi ons nou in 'n punt in wat hy sê dat jy kan nie net leef vir jouself nie. Jy het nodig om langs hierdie ouens in te kom en hulle versterk in hulle geloof. En so dan kom hy vir jou en so hy sê met groot geduld moet ons hulle bystaan in hulle swakheid. Dis wat ons doen. Nou moet ek wel sê, hy sê hierso, ons kan nie net doen wat ons gelukkig maak nie. Elkeen van ons moet uit ons pad uit gaan om ons naaste gelukkig te maak. Nou as jy die ding nou buite konteks wil vat, kan dit nou vir jou voel dat jy moet nou gaan en vir almal gaan traai gelukkig maak. En ons party van julle wat regtig waar voel jy wil dit doen. En jy moet onthou met wie praat hy. Hy praat van ouens wat sterk is in hulle geloof teenoor ouens wat swak is in hulle geloof. En die sterk en die swak waarin die konteks waarna hy praat is ouens wat voel oor vleis en wat voel oor feesdae. Dis daai goeters wat die Bybel nie oor praat nie. Dis daarso, dis ons albei dien die Here. Ons albei is lief vir Jesus. Ons albei is bewus dat Jesus aan die kruis gesterf het vir my. Ons albei weet wat sê die Bybel oor wat ek mag en nie mag doen nie. Dis nie daaroor waaroor hy sê dat jy moet hierdie ouens probeer gelukkig maak nie. En dan vind ek myself baie keer worstel dat wanneer iemand anderste nie voel soos ek voel nie, dat ek wil stry. Ek is, wat John is, baie opinionated. Veral oor die Bybel. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink is seker maar dalk op grond van die feit dat ek elke Sondag dieselfde boek moet uitlees. Die blote feit is op grond van dit het ek 'n neiging om te wil stry en ek moet myself herinner dat ons het baie keer nie nodig om te stry nie. En onthou, ons praat nou van een wat sterk is in geloof en swak is in geloof. En nou kan ek gaan staan by iemand anderste wat in 'n ander kerk is, wat Jesus dien, wat hom liefhet. En ek het nie nodig om te stry of jou kerk
nie so cool is soos my kerk nie. En ek kan op 'n plek gaan kom wat ek by ander mense gaan sit en ouens wat 'n liefde het vir Jesus en ek het nie nodig om jou te laat sleg voel of skuldig voel oor dit wat jy sien nie. Maar wat gebeur is ek kan 'n liefde in my hart hê en in geduld saam met jou journey deur 'n proses om jou sterk te kry in jou geloof. Dis wat die Bybel vir ons sê. Is ek en jy moet verstaan dat ek en jy moet geduldig wees in ander se swakheid. En dan gebruik hy vir ons die voorbeeld. Vers 3. Jesus Christus is ons voorbeeld. Hy het nie gedoen wat vir homself gelukkig maak nie. Die Bybel sê juis die beledigings waarmee u beledig word, het my getref. Hier praat hy uit Psalm 69 uit. So Psalm 69 is 'n messiaanse psalm wat gaan oor Jesus en dit gaan eintlik maar oor dat mense het God beledig en daai beledigings is uitgestort op Jesus. En so Jesus het nie dit gedoen want dit was vir hom lekker nie. Jesus het nie op 'n kruis kom sterf en deur al hierdie goeters gegaan wat dit was vir hom lekker nie. Maar hy het sy identiteit geken. Hy het geweet wie hy is en hy het geweet hoekom het hy gekom op hierdie aarde. En die blote feit is Jesus word nou ons voorbeeld. En dan gaan hy vir ons in hierdie laaste ding. In vers 4 skuif hy ons fokus vanaf mense na die skrif toe. Want onthou, hy het nou net die Bybel gereference, hy het nou net gesê Psalm 69, en dan quote hy nou vir ons daar uit, en dan sê hy vir ons vers 4, ons moet leer uit dit wat lank terug in die Bybel neergeskryf is. Hy verwys nou na die Ou Testament toe. So hy skryf hierdie brief aan die Romeine, en hy verwys nou na die Psalm toe, en hy sê ons moet leer, ons moet toelaat dat die skrif my en jou gedagtes vorm. Nou, lang terug vir Paulus is die Ou Testament. Lang terug vir my en vir jou is die Oud en die Nuwe Testament. En hy kom en hy praat van hoe belangrik is dit dat ons die skrif gebruik om ons te verander. So hy sê ons moet leer uit dit wat lang terug in die Bybel neergeskryf is. Dit is neergeskryf om ons op die regte pad te hou. Dit hou ons op die regte pad. As jy wonder wat moet ek doen, wat is die eerste vraag wat ons gesê het? Ek vra myself, wat sê die Bybel? As ek weet wat om te doen nie, dan vra ek myself, wat sê die Bybel? En dan sê hy, dit laat ons volhard op die Here se koers. Dit moedig ons aan. En op hierdie manier groei ons hoop in die Here net nog sterker. En ons weet, ons toekoms by hom is vas en seker. My identiteit en my toekoms is vas en seker. Hoe gaan dit maak dat ek en jy minder selfsugtig is? 'n Standvastige identiteit. As ek ontdek wie ek is in Christus. As ek besef wie Jesus is en wat het hy gedoen in my lewe en dit vorm my dag tot dag, gaan jy agterkom dat jy minder selfsugtig raak. Dis wat gebeur. Is ons word minder selfsugtig hoe meer ek Jesus deel maak van my lewe. En so ek gaan nie vandag vir jou 'n preek gee om te sê, hou op selfsugtig wees bietjie nederig of wees bietjie selfloos nie. Nee, ontdek Jesus. En dat Jesus jou identiteit vorm. Want hoe meer Jesus my identiteit vorm, hoe meer selfloos sal ek wees. Hoe meer nederig gaan ek wees. En julle sal dit nie glo nie, hoe meer geduldig gaan jy wees. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. En ek wil bid, Here, soos dit ons lees in Romeine 15, bid ek, Here, dat ons sal begin agterkom, Here, dat ons het nodig om geduldig te wees, ons het nodig om hierdie goed te beleef in ons hart, dat ons minder selfsugtig is. Maar ek bid, Here, dat die pad om daarby uit te kom, 'n pad sal wees van U ontdek. 'n Pad sal wees, Here, wat ons U as deel van ons lewens vorm, en Here, dat U 'n standvastige identiteit in ons harte vasmaak. In Jesus naam. Amen.